Naand julle, Jaapie hierso. Vanaand kyk ek na Openbaring 7. Ek gaan net die eerste deel behandel met julle. Jahwe het vir my 'n wonderlike openbaring gegee oor Openbaring 7. Dit praat van die boek van Openbaring. Ja, Jahwe het my baie goeie openbaring gegee oor die 144.000 wat ek met julle wil deel. Dit is vars van Jahwe se troonkamer af hierdie. En dit is net sorry, dit is net amazing. Dit is regtig amazing. Ek dink Jahwe wil werklik hê dat die waarheid van Openbaring moet uitkom en dat die mense moet verstaan wat dit eintlik sê. Ek dink Jahwe is nou al moeg, siek en sat vir al hierdie verskillende idees wat mense versprei oor Openbaring en dit heeltemal uit verband uitruk en dit heeltemal onakkuraat verkondig en om allerhande nuwe idees te begin. En ek dink Jahwe is regtig moeg daarvoor. En ek dink Jahwe wil hê dat in hierdie tyd waar ons is in die eindtyd, vir die heel einde van die bestaan van hierdie aarde, dat Jahwe wil hê die waarheid aangaande Openbaring moet uitkom voordat hierdie aarde sy einde bereik. En ek dink dis dalk kom Jahwe hierdie goed so aan my openbaar. Dis nie omdat ek spesiaal is nie, maar ek dink Jahwe wil hê dat hierdie goed moet nou uitkom. En ja, dis net awesome, hierdie openbaring. Kom ons gaan gou hierdie deur. After these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the winds should not blow on the earth, or the sea, or any tree. Nou, ek het al voorheen vir julle gewys dat hierdie 4 winde in die profesie verwys na die 4 perde, en dit het te doen met Jahwe se oordeele. Julle sal dit in die vorige hoofstukke kan gaan lees, ek gee die verse daar. Then I saw another angel, ascending from the east, having the seal of the living Elohim, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and sea, saying, Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of Elohim on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed, 144,000. Of all the tribes of the children of Israel were sealed. Dus duidelik kan ons sien, hierdie is 'n verwysing na die fisiese Israel, die ras Israel. Of the tribe of Judah, 12,000 were sealed. Of the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad, 12,000 were sealed. Of the tribe of Asher, 12,000 were sealed. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. Of the tribe of Simeon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. Of the tribe of Issachar, 12,000 were sealed. Of the tribe of Zebulun, 12,000 were sealed. Of the tribe of the Joseph, 12,000 were sealed. Of the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. So kom ek verduidelik hierdie vir julle. 2 stamme word nie genoem nie. Die 2 stamme wat nie genoem word is Dan en Ephraim. En kom ons kyk. Met spesifiek Manasseh word genoem en Josef in plaas van Ephraim. En ons sien dat Dan is ook nie daar nie. Die stam Dan was die eerste een wat hals oor kop in afgodsdiens geduik het. Hulle aanbidding van afgode het die hele pad geduur vanaf die tyd van die rigters tot ballingskap in Babylon. So sien Dan het van die begin af maar afgedwaal en was op die verkeerde pad. En dan sien ons Ephraim, Hosea 5 vers 9 tot 11. Ephraim shall become a desolation in the day of rebuke. Among the tribes of Israel have I made known that which shall surely be. The princes of Judah are like them that remove the landmark. I will pour out my wrath upon them like water. Hierdie kan spesifieke verwysing ook wees na hierdie tyd van 70 na Christus. Ephraim is oppressed. He is crushed in judgment, because he was content to walk after man's commands. So ons sien die 2 dinge wat hier genoem word, hoe kom hierdie stamme nie op die lys is nie.
Hulle is in afgoderry en hulle onderhou mense se gebooie. Hulle wou nie Jahwe se gebooie onderhou nie. En dan sien, as mens onder hierdie twee kategorieë val, dan gaan jy dit nie maak. Dan gaan jy nie van die uitverkorenes wees nie. Kom ons gaan verder. Johannes verwys nie na 'n letterlike 144.000 nie. Hierdie is weer eens kodetaal. En Johannes het geweet, die gemeentes vir wie hy skryf sal verstaan wat hy bedoel. Ongelukkig vandag verstaan amper niemand wat hy bedoel nie. En vanaand het Jehova weer vir my openbaar wat hy bedoel, so ek gaan dit weer met julle deel. Sodat ons vandag in hierdie tyd weer kan weet waarvan hy gepraat het. Dit wat hulle geweet het in daardie tyd van die disippels. Dit gaan oor die getalle wat hy gebruik. Dit is weer kodetaal. En Johannes het verwag dat die gemeentes moet weet wat beteken 12 en 1000. 12 beteken perfektheid. Matteus 5 vers 48, wees julle perfek, soos julle Vader in die hemel perfek is. Waar lees ons van 12? Daar was presies 12 stamme van Israel. Daar was presies 12 rigters van Israel. Jehoshua het presies 12 apostels gekies. Binne die Apokalips self sien ons die nommer 12 gebruik vir die 1000 verseeldes uit elke stam wat ons nou hiervan praat. In hoofstuk 21 sien ons dit gebruik vir die aantal poorte in die Nuwe Jerusalem. Die getal van die engele wat daar die poorte bewaak is 12. Die getal van fundamente wat dit het is 12. 12.000 furlong is die lengte van die stad, die breedte en die hoogte. En dan Exodus, kom ons noem dit tot daar. En Exodus 20 vers 6 sê vir ons, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Ons sien daar die gebruik van 1000, dat dit het te doen met Jahwe se genade vir hulle wat hom gehoorsaam is, wat sy gebooie gehoorsaam. 1000 is 'n verwysing na Jahwe se gebooie, dat mense dit moet gehoorsaam. 1 Johannes 1 vers 7 sê, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Yahushua, his son, cleanses us from all sin. Dit sluit aan by hierdie Exodus 20 vers 6. Dat is mens in die lig wandel, wat beteken as jy die gebooie onderhou en jy maak 'n fout, dan is daar vergifnis vir jou wetteloosheid. Dan is daar genade, dan is daar mercy. Want jy streef daarna om die gebooie te gehoorsaam, maar as jy opsetlik net wetteloos wil leef, soos wat meeste Christene doen, dan is daar geen vergifnis meer vir jou wetteloosheid nie. Ons lees dit in Hebreërs 10 vers 26 tot 29. As hierdie 7 gemeentes die brief van Openbaring klaar gelees het, sou hulle verstaan het wie hierdie 144.000 is. Johannes het dit tot die einde van die brief gelos, hoofstuk 19 en 21, as die klimaks. Dis 'n dieper betekenis hierdie mense, wat Johannes gelos het tot die einde van die brief, as 'n klimaks vir die gemeentes, om te weet, om te besef, wat het hy bedoel met hierdie 144.000. Hy het basically dit verduidelik eers aan die einde van Openbaring. Efesiërs 5 vers 27, that he might present her to himself a glorious congregation, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that she should be holy, or set apart, and without blemish. Ons sien, dit is wat die bruid moet wees, set apart van die ander nasies, en sonder 'n merk op hulle, sonder wetteloosheid. Want wetteloosheid veroorsaak merke op jou kleed. Openbaring 19 vers 7 tot 8. For the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteousness or righteous acts of the saints. En ons het gesien, Petrus sê vir ons dat hierdie fine linen is ook die doop. Wat hierdie linen so skoon kry, né? Jou doop
maak hierdie kleed skoon. En dan moet jy daarna streef om op te hou wetteloos leef, sodat daardie kleed nie weer vuil word nie. Soos dis wat Petrus vir ons gesê het in Recognitions of Clement. Gaan ons kyk my video oor die doop. Openbaring 21 vers 9 tot 17. Kom ons lees nou hierso van die Nuwe Jerusalem. Want ons het nou gesien in Openbaring 19 sê dit dat die bruid is mense. Dus die bruid is die gelowiges wat die gebooie onderhou, want die definisie van regverdigheid in die Bybel is om die gebooie te onderhou. Soos Jesaja 51 vir ons sê, en Lukas 1 vers 8, ek dink sê dit ook. Ek dink is Jesaja 51 vers 7. Openbaring 21. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city. Hier sien ons dat die bruid is die stad, maar volgens die skrif sê dit die bruid is mense. Nou, watter een is dit nou? Dis wat ek ook nou vir julle gaan wys. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from Elohim, having the glory of Elohim. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now, the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates and its wall. The city is laid out as a square. Its length, hierdie square beteken of dit lyk soos 'n vierkant of dit lyk soos 'n piramide. Its length is as great as its breadth, and he measured the city with the reed, 12,000 furlongs. Dis 'n belangrike getal, 12,000, né, waar het ons dit gelees. Its length, breadth and height are equal. Then he measured its walls 144 cubits. Wat ons gelees van die 144. Onthou julle? According to the measure of a man, that is of an angel. Dan sien, nou hier noem hy die 12,000, net soos wat hy dit genoem het in hoofstuk 7. En hier noem hy weer eens die 144, wat hy ook genoem het in Openbaring 7 met die 144,000. So daar is 'n koneksie tussen die mense en die stad. 'n Spesiale koneksie, en ek gaan nou vir julle wys ook wat is hierdie koneksie. En hoekom die stad ook die bruid genoem word van Yahushua. Alleenlik net wetsgehoorsame Israel mag bly in die nuwe Jerusalem. Dit is die big reveal wat Johannes wou los tot die einde van die brief. Om dit meer volledig te verduidelik, alleenlik net fisiese Israel wat gedoop is, wit kleed en gebooie onderhou het, spotless kleed, Openbaring 22 vers 14. Deur geloof in Yahushua Messias, Openbaring 12 vers 17 en 14 vers 12, mag die nuwe Jerusalem binnegaan, en hulle wat mag, sal ook die Messias se bruid wees. Dit is die huis wat Yahushua gegaan het om vir sy bruid voor te berei. Johannes 14 vers 2. Waar is ons nou? Oké, kom, ek gaan weer afwyd. So, we nou weer opgegaan. Dit is die huis wat Yahushua gegaan het om voor te berei vir sy bruid. Dan sien ons Johannes 14 vers 2. In my father's house are many mansions.
If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Dit is die groot reveal en wat Johannes vir die 7 gemeentes wou sê, is dat Yahushua vir hulle gesê het as disippels, dat hy gaan om 'n plek vir hulle voor te berei, en dat hierdie plek is hierdie nuwe Jerusalem, wat hy gegaan het om voor te berei, vir sy bruid, vir sy gelowiges, vir hulle wat deur geloof in hom, die Vader se gebooie onderhou. Dit is waaroor dit gaan. Hierdie 144.000 wat hy hiervan praat in Openbaring 7, is 'n direkte verwysing na die bruid. Dit is nie 'n getal nie. Dit is nie 144.000 mense nie. Dit verwys spesifiek, die getal verwys spesifiek na die plek wat Yahushua gegaan het om voor te berei vir sy bruid. En dit wys vir jou dat die Israel is die bruid. Die wat die gebooie onderhou, is sy bruid. Deur geloof in Yahushua. Hulle is sy bruid en hy het gegaan om die plek voor te berei vir hulle wat die nuwe Jerusalem is. En net hulle gaan daar mag ingaan. Amazing nee, dit is wat hierdie van praat. Hierdie 144.000 is 'n verwysing na Yahushua se bruid wat in die nuwe Jerusalem gaan bly. Die crux van die saak is dat Johannes wil sê dat Yahuwah se oordeele is nie gemik op sy volgelinge nie, die Messias se bruid nie. En dit is waaroor hierdie gegaan het. En hulle word geseël, wat beteken die oordeele wat Yahuwah gebring het, was nie omdat hy kwaad is vir sy bruid, vir Yahushua se bruid nie, en dis nie omdat hy hulle wou straf nie, dis 'n straf vir die res van Israel wat ongelowig is, wat wetteloos geleef het, wat nie gehoorsaam is aan sy wil nie. Dit was vir hulle bedoel, en dit is ook bedoel vir Rome. Rome wat die lat was, wat Yahuwah gebruik het om Israel mee te slaan. Want wat ons sien, en dit is nou die einde van wat ek hier wou gesê het, mense. En wat ons sien, is dat, ja, dis die einde. Ek net gou weer lees. Die crux van die saak is dat Johannes wil sê dat Yahuwah se oordeel is nie gemik op sy volgelinge nie, Messias se bruid nie. Ja, dit is nie gemik op hulle nie. Dit is gemik op die wettelose mense. Maar wat ons sien is dat sy volgelinge, die saints, hulle is doodgemaak en gemartel en so aan. So hierdie seëling van hierdie mense beteken dit nie, hulle het hankie-dorie deur al hierdie goed gegaan en niks het met hulle gebeur nie. Dus ek glo nie wat dit beteken nie, want ons weet vir 'n feit dat allerhande slegte goed met die ware gelowiges gebeur. En Yahushua het selfs gesê in die skrif dat as dit wat hulle aan hom doen, kan sy volgelinge verwag dat hulle dit ook aan hulle gaan doen, né? So hierdie verseëling is volgens my Yahuwah wat wys hulle behoort aan hom, hulle behoort aan Yahushua, en dat dit wat hy bring oor die volk is nie vir hulle bedoel nie, en dit is nie 'n straf vir hulle nie. Dit sê nie dat daar niks slegs met hulle gaan gebeur nie, want Lucifer natuurlik het hulle aangeval, hulle doodgemaak en hulle gemartel en sovoorts. En dit is die verduideliking van hierdie 144.000 mense. Dit is wat ek vanaand ontvang het by Yahuwah, toe ek hierdie deurwerk. En dit was net amazing om hierdie koneksie te kon sien tussen hierdie stad met dieselfde dimensies as hierdie 144.000 wat van gepraat word in Openbaring 7, wat duidelik wys dat daar is 'n koneksie tussen die twee, en albei word genoem Yahushua se bruid, die stad en die mense. En dit is omdat die bruid, die stad, is voorberei vir die bruid. Dit is wat Yahushua gegaan het om voor te berei vir sy bruid. It's amazing, daardie connection, en dit is hoekom Johannes daardie getalle gebruik het. Dis nie om te sê dis 144.000 mense alleenlik nie. Want ek seker, die bruid is meer as 144.000. Daardie getalle is spesifiek om te wys dat dit is verwys na die stad ook. En dit verwys na die stad wat die heenkome is van Yahushua se bruid. En ja, daar is baie
kodes in hierdie boek. En ek kan verstaan dat mense sukkel met dit, want alleenlik deur Jahwe se genade kan mens hierdie waarhede ontvang, want dit is baie diep goed. Sjoe, ek het nie vanaand verwag om hierdie openbarings te ontvang nie. Ja, dit was nogal 'n skok vir my. Maar ag, dis lekker. Ek is bly dat ons, of mense, die dieper betekenisse van hierdie goed kan ontvang, né? En ja, ek is omtrent spraakloos nou. Ek gaan dit maar hier stop, en dan laat dit goed gaan met julle, en ek sal die res van die hoofstuk dan behandel in die toekoms. En ja, so mense moet verstaan dat hierdie gaan nie oor 'n getal mense wat in ons tyd gaan beskerm word van iets of something nie. Maar ek gaan wel noem, want dit kom ook nou by my op. Daar was 'n profetes op die internet, sy is redelik akkuraat, glo ek, met haar visioene. En sy naam is Celeste, miskien het van julle al van haar gehoor. Sy het 'n visioen gedeel met ons, met die mense oor die 144.000. En ek noem dit want ek weet Prediker 1 vers 9 of Ecclesiastes 1 vers 9 sê, what was will be again and there is nothing new under the sun. So dit is moontlik dat Joshua dit wat gebeur het al weer sal laat gebeur. En byvoorbeeld die tweede Exodus kan ons dalk weer manna sien, 3 dae duisternis, die pla wat al gebeur het. Ek het al 'n video daaroor gemaak van 'n pla wat ons kan sien, het al gebeur oor die wêreld. En sovoorts kan ons hierdie goed weer sien. En onder andere, dis die verregaande dat daar wel 144.000 kan wees, in getal van die ware Israel, die ras Israel, wat 'n spesiale taak gaan verrig in hierdie tyd waarin ons leef. Nou volgens haar in haar visioen, het Yahuwah 144.000 Israeliete, ware Israeliete, geseël, 'n merk op hulle voorkoppe geplaas. Mens, hierdie merk kon jy fisies sien, dit is soos 'n goue merk, 'n simbool op hulle voorkoppe. En hierdie 144.000 het spesiale vermoëns ontvang van Yahuwah af, soos basically soos superheroes, wat kon vlieg en sovoorts. Maar dat hulle doel was ook om te veg teen die bose, en die bose magte wat dan gaan rampant wees in daardie tyd, wanneer hulle hierdie merk ontvang. Want aan die slegte kant, en Lucifer se kant, gaan daar ook enhanced human beings wees, en enhanced demons, of aliens, en wat ook al. Ons weet nie wat het Lucifer alles voorberei vir die einde nie. Maar dat Yahuwah ook dan hierdie 144.000 gaan hê van Israel, wat ook spesiale vermoëns gaan hê, en hierdie bose magte kan oorwin, fisies kan oorwin, nie deur gebed nie, maar fisies kan gaan en hulle oorwin, soos in 'n ware oorlog. Ja, dit is nogal interessant gewees, en ek dink dit is moontlik, Yahuwah kan in die tyd waarin ons leef so iets doen, hy kan doen wat hy wil, maar hierdie spesifiek Openbaring 7 se 144.000, het ek vanaand vir julle verduidelik wat dit is, en dit is duidelik nie 'n spesifieke getal nie, dit is net 'n verwysing na Joshua se bruid, en na die stad wat hy vir hulle voorberei het. En ja, ek is bly ek kon dit alles met julle gedeel het vanaand, geniet julle aand en groete, totsiens.